Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Die tema vanoggend is volg die kompas as jy wil. Psalm 119 vers 105 sê: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het een keer die voorreg gehad om te kon uitgaan in die diep see. En toe ons die hawe verlaat het, het ek gebid, groot asseblief Here, bederf ons vandag om dolfyne te sien. Ek het vir my sissies ook gesê, ek het gebid, so julle kan net amen sê. En hoe dieper ons die diep blou see ingegaan het, hoe groter was my verwagting daarvoor. En toe ek so kyk, sien ek, onverwags, voor my, hoe die eerste dolfyn spring. En toe was hulle skielik orals rondom die boot. Dit het nie vir my gevoel of hulle langer in die see swem nie, maar asof daardie swem van die dolfyne reg deur my hart gegaan het. Ek het met die skipper gepraat oor die see en wat die storie was agter die bootjie by Stilbaai se ingang. En hy het my vertel dat 6 ervare manne van die see uitgegaan het vroeg die oggend, maar die vorige aand het iemand vir hulle GPS as 'n geskenk gegee. En hulle sê die see in, sonder hulle kompas wat hulle altyd by hulle gehad het. Hulle het gedink hulle verstaan hoe die nuwe GPS-koördinate werk, maar hulle het hulle self lelik misgis daarmee. En hierdie storie het aan my gevat, waar hulle op die rotse beland het en van hulle self dood is, net omdat hulle nie die kompas by hulle gehad het, wat hulle ken nie. Ek deel met jou die grondtaal vertaling van Spreuke 22, wat vry vertaal is, uit die Engels uit. Want ek wil uitkom by die boodskap, bly by die kompas, bly by back to the basics. Moenie bly in jou eie planne nie, maar soos God vir jou rigting gee. In hierdie tyd dink ons baie aan wat gaan kom, en ons lewe kan so vinnig verander, net soos die wind wat oor die see gaan. Dit voel vir ons niet, maar was dit nie maar bepaal, toe daar nog niks was nie. Die woorde is seker van die meeste wat ek bid, Here, U het geweet. Lei my in wat ek nog moet leer en moet weet. Your living hope will be found in God alone, for He is the only one who is always true. Pay attention to these excellent sayings of threefold things, for within my words you will discover true and reliable revelation. They will give you serenity, so that you can reveal the truth of a sort of a word of God. Sien jy, threefold things. Laat toe dat jy oorgee, jou lewe, wat jou gees, jou siel en jou liggaam is, aan God jou Vader, Jesus as jou verlosser, en Heilige Gees as jou trooster, sodat jy kan ontvang openbaring, oorgegee kan lewe, sodat jy die waarheid van God se woord kan openbaar. En op daardie see, het ek die ou kinderkrans liedjie begin sing. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag, want dit gee jou krag. Laat die woord van God jou kompas wees, jou lamp wees vir jou voete, en die lig vir jou pad. Moenie bang wees vir die vreemde, en vir die nuwe nie, maar hou vas aan sy woord. Alles sal, en hulle gaan verander, maar God se woord sal bly staan. Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Ek seën jou graag met hierdie woord vandag. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Johannes 1 vers 4. En hiermee wil ek vir jou sê, geniet familietyd, geniet vriendetyd, geniet die tyd om by mekaar te kan wees. En jy, wat moet jy doen? Hou jou kompas
naby aan jou hart. Hou die woord van God binne in jou hart. Dankie Jesus vir u kompas wat u bloed is in ons lewe, om te kan weet hoe ons moet vergewe, wat ons moet vergewe, hoeveel keer ons moet vergewe, wanneer, en dat ons hierdie kompas ons lewensrigting kan maak. Dankie Jesus vir die kompas van u liggaam in ons lewe, dat ons kan weet, maak nie saak waar ons gewond is nie, u is ons geneesheer. Amen.